Ons teks vanoggend is in 'n baie kritiese tyd in die eerste eeu waar kulture bymekaar gekom het. Die Grieke, die Jode, Romeine en dan nog ook die vroeë Christene. So dit was 'n tyd waar nuwe reëls, nuwe riglyne geformuleer moes word. Daarom as foto wil ek julle groet vanoggend met 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 24, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. So dis wat Christendom anders maak, is hulle verkondig Christus. Hulle is nie gefokus op tekens, op aardse wysheid nie, Christus is die fokus. Maar vir die wat geroep is, en dis nou julle wat ook hier vandag sit, ons boodskap laasweek was, jy's uitgekies, jy's geroep, jy's gestuur. Vir jou wat geroep is, 'n Jood of 'n Griek, vandag kan ons sê 'n Engelsman, 'n Afrikaner, vir jou is die essensie Christus, die krag van God en die wysheid van God. Met hierdie woorde wil ek jou vanoggend groet. Hierdie woorde van Paulus vir jou vandag. Jy wat geroep is, genade en vrede vir jou. Weet dat Christus is jou krag en die wysheid van God lei ons. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Wees gegroet vanoggend. Amen. Ons gaan nou opstaan en ons gaan ons loflied saam sing, lied 220 vers 1 en 2. Kom ons loof die Here met hierdie loflied. Ons kyk vanoggend na die vryheid wat Christus bring. Konteks oor hierdie verhaal van Handelinge 15. Dit gaan oor vryheid. Die kernboodskap is dat die gelowiges nie deur wette en tradisies van die Joodse wet gevang moet word nie, maar deur die vryheid leef wat Christus bring. Vryheid vandag, wat verstaan ons onder vryheid? Interessant, gister by die kosfees by Heinersburg, toe kom 'n ou na my toe vra, het jy nie familie in Vryheid nie? Terwyl ek die hele week dink oor vryheid, kom vra hy van die dorpie in KwaZulu-Natal, Vryheid, maar ek het nie. Dis net 'n mooi naam vir 'n dorp. Ek ken nie mense daar nie. Vryheid is 'n toestand waarin 'n persoon nie in gevangenskap verkeer nie. Ons dink oor die tema van vrye wil, politieke vryheid,
ekonomiese vryheid, dis 'n toestand waar jy nie vas is nie, maar jy is vry om te doen en te dink en te leef wat jy wil. Die vryheid. Vryheid is 'n toestand waarin 'n persoon nie in gevangenskap verkeer. Vanoggend toe ons by Tsanin inry, dan sien jy die gevangenskap op die heuwel, of as slaaf werk, of op enige ander wyse verhinder word nie. En ek dink die derde betekenis is gepas by die teks, want dit gaan nie oor, Paulus het homself gesien as 'n vrye mens, al was hy in die tronk gewees 'n paar keer. Meerderheid van die mensdom se geskiedenis was daar slawe, en daar was meer slawe as vrye mense. So gelukkig is daar nie meer slawe of jy word gebore binne slawerny nie, maar dat jy verhinder word. En ek dink die wet het mense so begin beperk en hulle harte koud gemaak, dat dit nie meer vir hulle gaan oor wat hulle vir God wil doen uit vrye wil nie, maar dat dit net gaan oor 613 reëls van wat ek nie moet doen nie, want dan is ek gered. En dit is wat die kerkraad, die eerste vergadering in Handelinge 15, bespreek en 'n antwoord op kry van hoe leef ons met die vryheid wat Christus vir ons gebring het. Handelinge is 28 boeke. Dit begin by Jesus wat opgestaan het, waar hy praat met sy disippels, en dit eindig in Rome, waar die evangelie in Rome aankom. Hoofkarakters aan die begin is Jesus natuurlik, dan Petrus, Jakobus, en dan gaan dit oor na Saul, wat Paulus word, en Barnabas, soos die evangelie beweeg van Jerusalem tot Rome. En gewone mense, soos ek en jy, wat glo in Christus, hoe hulle nuwe lewe in Christus verstaan. So hier sien ons waar hulle in die ooste verkondig die evangelie, Christus wat opgestaan het, wat beteken die nuwe verbond, die Messias, en dan is hulle meer in die weste, dis dalk in Turkye of naby Rome, waar hulle besig is om met mense te deel hierdie nuwe boodskap wat vanuit Judaïsme ontstaan het. So Handelinge 15 is net na die eerste sendingreis. So Paulus en Barnabas het gereis, hulle was geroepe gewees, noord van Jerusalem in Antiochië, en hulle het 'n eerste sendingreis gegaan, meestal in Galasië, ek kan dit lees Handelinge 12, 13, 14, en toe is hulle terug, en daar het heidene nasies, Grieke, Romeine, ander nasies, tot geloof in Christus gekom. En nou moet hulle besluit, is al die wette van die Jode nog steeds van toepassing, of is daar vryheid in Christus? So net na die eerste sendingreis, toe hulle terugkom, toe word die eerste kerkvergadering geroep, die raad, om te besluit, wat gaan ons nou maak? Hoe verstaan ons die wet, die Ou Testament en die Nuwe Testament? So daar was 'n vergadering gewees, daar was 'n notulen opgestel en 'n brief uitgestuur aan die gemeentes om te sê, julle hoef nie almal te besny nie, die wet van Moses is nie letterlik meer van toepassing nie, want Christus het vryheid gebring. So die eerste verse gaan oor die vergadering in Jerusalem, dan die besluit van die vergadering, en dan die laaste deel, die tweede sendingreis. Maar ons gaan net die eerste twee blokke behandel. Hierdie vergadering en wat is die besluit? Ek weet baie van julle sit by die werk in baie vergaderings. En ons kan daarom leer van hoe hierdie vergadering gebeur het. Van Jakobus en Petrus en Paulus en die fariseërs wat tot geloof gekom het en wat daar gebeur het. Net so 2000 jaar later hou ons ook nog vergaderings in die kerk. Hierdie is die ring van ons gemeentes. Ons is die 3 mees westerse ringe. Jy sien daar Mojadjies Kloof, Tsanin Wolperg, Tsanin Moedergemeente. Deel van ons ring waar ons vergader is Palaborwa, Hoedspruit, Graveland en Ninkwangkwani, Maletsitele. En hier kan julle sien ons laas jaar vergader het. Daar is julle herders ook, Adrian en Chris, en dit is ook 2 jaar terug waar ons vergader het. So ons, net soos in die Bybel, vergader, en dan bespreek ons brandpunte van hoe wil die Gees ons lei as kinders van God om te leef. Wat doen ons met die vryheid wat Christus bring? En wat beteken die vryheid van Christus vir jou? Die Bybel is baie duidelik oor vryheid. Julle is tot vryheid geroep. Jy as gelowige is geroep tot vryheid. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde.
So hierdie vryheid wat Christus vir jou gegee het, moenie dink nou kan jy gaan doen wat jy wil en jou sondige natuur gaan uitleef nie. Gebruik hierdie vryheid van Christus om mekaar as medegelowiges te dien in liefde. En dan die bekende teks van Galasiërs 5. Hy noem 15 sonde wat jy kan doen as gevolg van jou vryheid, maar dan sê hy gebruik eerder hierdie vryheid om deugde te leef. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Hierdie vryheid wat Christus vir jou gebring het. Moenie gaan verkeerd doen en selfsugtig leef nie, maar gebruik dit om die deugde van die Heilige Gees binne jou te leef. 'n Lewe van liefde, omgee en dien. Net om die konteks beter te verstaan, die vryheid gee vir jou verantwoordelikheid. 1 Korintiërs 8. Pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die wat swak is 'n aanleiding tot sonde word nie. 'n Groot punt was, meeste vleis wat jy kon gekoop het in die Romeinse ryk, was eers geoffer by 'n tempel en die wins van die verkope gaan vir die heidense geloof. So veral die Joodse gelowiges het gesê, maar ons wil nie die heidense nasies godsdiens ondersteun deur vleis te koop nie, maar Christen het gesê, maar hierdie God van die heidene bestaan nie, so dan kan ek maar die vleis koop. So hulle het begin beklei oor mag ons vleis koop wat geoffer is vir 'n heidense God of nie, want dis hoe die ekonomie gewerk het. Dit was geoffer en dan nadat die Romeine of die Grieke die diere geoffer het, het hulle dit verkoop en daai geld het gegaan vir die heidense tempel. So, moenie daai vleis koop nie omdat jy dit nie mag eet nie, maar omdat dit mense van die pad af sal lei. Hulle sal dink, maar hoekom ondersteun jy die heidense nasie? Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die woord wat met ons spreek en die Gees wat lewendig is en alle eer gaan aan U dat ons vandag die woord het en as gemeente saam daarna mag luister, mag saam wees, mag saam nadink oor ons vryheid, oor hoe ons lewe leef met vryheid, ons keuses wat ons kan maak, ons vrye wil wat ons gekry het en ook ons betrokkenheid in die koninkryk. Dankie dat ons vandag daaroor kan nadink. Mag U vandag ook spreek. Here, waar ons in 'n liberale oop wêreld leef waar enige vorm van godsdiens of geloof wettig is, solank dit nie die nasionale wet oortree nie, waar ons leef daagliks met ander godsdienste, mag U vir ons help om met vryheid en met liefde reg te leef. Tussen ander godsdienste, met mekaar, mag hierdie vryheid ons inspireer tot diens en liefde en nie tot selfsugtige optrede nie. Mag U vandag met ons spreek deur hierdie woord van Handelinge 15, 'n geskiedkundige gebeurtenis wat nog steeds vir ons groot waarde en betekenis het. Spreek vandag met ons, Here, deur U woord. In Jesus Christus se naam. Amen. Ek lees vanaf vers 4 vanuit die 1983 vertaling. Die vergadering in Jerusalem. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. So hulle het in Jerusalem aangekom. Die hulle is Paulus en Barnabas. Net na hulle eerste sendingreis is hulle geroep saam met die leiers van gemeentes van Antiochië, Sirië en Cilicië. Is hierdie gemeenteleiers en die sendelinge in Jerusalem aangekom. En hulle is verwelkom deur die apostels wat sendelinge is, wat die boodskap uitdra, en die ouderlinge, wat jy kan sê die kerkraad. So hulle is verwelkom hier in Jerusalem deur Jakobus, die broer van Jesus, Petrus, die kerkleiers, die grootleiers, het die nuwe Christene verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. So in hierdie heidene nasies is al wonderwerke gebeur, heidene tot bekering gekom, die kerke het gegroei buite Israel. Hulle het gepraat oor alles wat die Here gedoen het. Hierdie vergadering is geroep omdat mense verskil het. Stem jy saam dat mense nie saamstem nie?
So jy kan nou sê, ja, jy stem saam of nee, en as jy sê nee, dan bewys jy eintlik die stelling reg. Stem jy saam dat mense nie saamstem nie? Mense het verskillende idees, elkeen van ons gaan oor iets verskil. Dis hoe God mens gemaak het, ook kleurvol. So hulle het gepraat oor wat God alles gedoen het. Maar party van die gelowiges, dis nou waar die weerstand en die verskil inkom, wat vroeër fariseërs was, net soos Paulus, wat die wet van God so gehoorsaam met sy lewe toegewy het, sy beroep was om die wet van Moses toe te pas onder die gelowiges. Die fariseërs, baie wetties ingestel, het na vore gekom en gesê by hierdie vergadering, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Dit was hulle stelling. Hierdie heidene nasies, die Grieke, Romeine wat vir Christus die Joodse Messias aangeneem het, moet eerstens hulle self besny en dan die wet van Moses, 613 wette, meer as 'n moenie vir elke dag van die jaar, moet hulle nou leer en onderhou. Ons doen dit al vir generasies lank as Jode, nuwe Christene moet inval by hierdie wet van Moses. Ons moet onthou vers 1, wat ons nou nie gelees het nie, gaan oor wat moet gedoen word om gered te wees. Hoe gaan ek hemel toe? Dis wat hulle bespreek het by die vergadering. Watte mense is gered? Hoe is jy reg voor God? Moet jy die wet van Moses onderhou en besny word, dan eers is jy reg voor God? Of is daar nuwe vryheid in Christus? Fenisiërs, dit is vandag se Libanon, mense van Samaria, hulle het tot bekering gekom, maar hulle was nie Jode nie. Wat moet ons nou met die mense doen? En van die leiers het gesê, hulle moet besny en die wet van Moses onderhou, eers dan is hulle gered, dan gaan hulle hemel toe, dan is hulle reg voor God. Dan vers 6, die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. So hulle het nou hierdie tema bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, een van die leiers, een van die disippels van Jesus, hy sê, broers, julle weet dat God my al lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig, sodat hulle kan glo. Petrus sê dat hy is gekies om die vryheid van Christus te verkondig aan heidene nasies. God het hom gekies om aan heidene nasies dit te verkondig. Ons weet hoe hy die droom gekry het van hy mag nou ander diere eet, want hy moet nou met die Romeine praat, en die Heilige Gees en die engel het hom geroep na die centurion toe, en hulle het Cornelius en die eerste Romein wat tot bekering gekom het, Petrus was gebruik, so hy sê, God het my al geroep om na die heidene nasies toe te gaan. Jesus Christus is nie net vir die Jode nie, hy is vir die heidene nasies. Die Jode moet 'n seën wees vir die wêreld, en waar hulle misluk het, word Christene nou geroep om 'n seën te wees vir die wêreld. Dan sê Petrus in vers 8, en God wat die harte ken, net soos Saulus, koning Saul, koning Dawid, God ken elkeen van ons hart, hy weet wat ons inspirasie is, waarvoor ons leef. God wat die harte ken, of dit nou 'n Jood, 'n Griek, 'n Romein, 'n slaaf, 'n man, 'n vrou, wie ook al is, God wat die hart ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos ons. So Petrus sê die Heilige Gees werk nou onder gelowige Romeine en Grieke, soos wat hy by ons as Jode ook werk. Hy het geen onderskeid tussen ons gemaak nie. In Christus is ons nou een. Ons verskil nie meer van mekaar nie. Hy het ook ons harte deur die geloof gereinig. So die hart wat hy ken, jou hart, is gereinig deur die geloof. Wat 'n geloof? In die Messias, die ware een, Jesus Christus, die Joodse Messias. Deur geloof in hom, nie deur offers of deur jou eie werke nie, maar deur geloof in Jesus, is jou hart gereinig. En daarom is ons nou gelyk in die kerk. Vers 10, vra Petrus, waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel,
deur op die nek van gelowiges uit die heidenasies 'n juk te lê, soos 'n os wat ingespan word met 'n swaar juk. Nou sê hy, ons swaar wet, wat soos 'n swaar juk is, moet ons vir die heidenasies ook gee, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. Hoekom die onmoontlike wet om te onderhou, wat ons nie kon doen nie, moet ons nou vir hulle gee om te doen. Dit is menslike gedagtes, dis nie vryheid wat Christus bring nie. Wat het Jesus gesê oor die juk? Hy het gesê, kom na my toe, almal wat moeg is, almal wat uitgeput is. Matteus 11:28. Kom na my toe, want Jesus sê, sy juk is sag, sy las is lig. Dit sluit aan by die vryheid. Jesus wat sê, as jy hom volg, kom soos jy is. Christus werk met jou. Jy hoef nie die beste fariseer in die klas te wees om vir Christus te volg nie. Sy juk is sag, sy las is lig. Hy bring vryheid van die wet. Vers 11, antwoord Petrus sy vraag. Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. So op die eerste vergadering wat die kerkleiers gehou het, vra hulle wat is nodig om gered te word. Petrus sê, jy hoef nie die wet te onderhou soos ons hom ken in die Joodse tradisie nie. Die essensie van die wet is dat net deur die genade van die Here Jesus word jy gered. Dit is soos om olie en water te probeer meng. Die fariseërs het gesê, maar ons het nog die wet nodig, maar ons het ook genade nodig. Jy kan sê die wet en genade wat jy probeer meng, is soos olie en water. Dit is 'n onmoontlike taak. Die genade is groot, die genade is daar vir jou. Die wet help ons om te weet ons is sondig, ons het genade en vergifnis nodig, dat ons die genade kan ontvang. So die wet is nodig, sodat jy kan sien, jy is nie reg voor God nie, en dan ontvang jy die genade. So moenie die wet weggooi nie, gebruik hom as 'n maatstaf, maar moet jouself nie jou verlossing op grond van die wet bepaal nie. Dit word net, soos Petrus sê, op die genade van Jesus word jy gered. Daarna het al die mense stil gebly en op Barnabas en Paulus geluister. So eerste was dit Petrus, nou was dit Barnabas, Paulus. Hulle het vertel van die tekens en die wonders wat God deur hulle onder die heidenasies gedoen het. Op die eerste sendingreis baie wonderwerke gebeur. 'n Man wat van geboorte af krepeel was, is genees en hy het gestap. Die mense, die Grieke, wou hulle aanbid soos vir Zeus of Jupiter en Mercurius. Hulle het gedink is die Griekse, Romeinse gode. En het baie wonderwerke gebeur op die eerste reis. En dis wat Paulus en Barnabas nou gedeel het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus, en hy was waarskynlik die groot leier in die kerk gewees. Voor Petrus was Jakobus die een wat die finale sê gehad het. Broers, luister na my. Simon, hy gebruik die Hebreëse naam van Petrus, sodat die fariseërs wat tot geloof gekom het, kan assosieer met wie hierdie persoon is. So hy verwys nie na Petrus as Petrus nie, maar sy ou naam Simon, wat die Joodse gehoor erken. Simon het verduidelik hoe dit God self is, wat van die begin het om na die heidenasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. So hy erken Simon se punt. Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe. Nou vat Jakobus die profeet Amos se woorde. Daarna sal ek self terugkom. Dis wat Amos gesê het, Ou Testament profeet. En ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. En ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak. So Israel moet 'n seën wees. God kom terug, hy bou Israel op, sodat al die ander mense die Here kan soek, sodat Israel 'n seën is vir die nasies. Ja, al die heidenasies wat ek geroep het, so God roep ook heidenasies na die waarheid toe, om my eiendom te wees. So God het vir Israel uitverkies. Israel behoort aan die Here. Amos sê, wat Jakobus aanhaal, heidenasies sal ook my eiendom wees. Jy wat hier sit, behoort ook aan die Here. Jy is eiendom van die Here. Jy het vryheid, maar jy behoort nie net aan jouself nie, maar jy behoort aan God.
heidene nasies, het God ook geroep om sy eiendom te wees. Sê die Here wat hierdie dinge gedoen het. Kom ons vat dit gou in vandag in perspektief. As jy kyk na die gelowe van die wêreld vandag, hierdie is 'n vergadering wat gehou word. 0.2% van die mensdom is Jode. 32% is Christene. So vir elke Jood vandag is daar so 160 Christene. Die grootste geloof vandag is die Christelike geloof. En hierdie vergadering het bepaal of die grootste geloof nog die wet moet onderhou en of hulle vryheid het wat Christus gebring het. En dit is wat Jakobus aangehaal het, die profeet Amos. Dan sê hy verder, dit is van ouds af bekend. Jakobus sê, gaan lees die Bybel, gaan lees die profete, gaan hoor wat God beloftes gemaak het. Daarom meen ek dat ons nie dit moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Moenie God se genade keer vir heidene nasies nie. God het genade bewys, aanvaar die genade. Moenie menslik dit moeilik probeer maak nie. Maar ons moet vir hulle skrywe. So Jakobus sê daar's 4 goed wat hulle belangrik moet ag. Uit die 613 wette van die Ou Testament. 4 goed wat hulle as gemeentes in die area belangrik moet ag. Wat is hierdie 4 goed? Eerste, dat hulle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein. So daar is wette, maar die 613 word 4 in die konteks vir die gemeente. Dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwrig is moet eet nie, en ook nie bloed nie. So daar's net 4 reëls, ons sal nou kyk na die reëls. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou, sodat die wet makliker gemaak om mense op die regte pad te hou. Elke Sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees, hierdie basiese wette. Dan kom ons by die tweede deel. Dis nou die bespreking by die vergadering, wat's besluit by die vergadering. Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. So hulle het gesê, ons het nou besluit gemaak, julle moet nou die besluit aan die gemeentes gaan bekend maak. Hulle het vir Judas, wat ook Barnabas genoem is, ons is nou vers 22, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het. Hulle het die volgende brief saamgestuur, en dis hoe die brief begin. Van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië en Cilicië, so vir die gemeentes noord van Israel. Groete. Vers 24. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê, waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. So daar is verwarring gebring, vergewe dit. Daarom het ons eenparig besluit, die uitspraak van die vergadering, die eerste kerksvergadering. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus. Die gemeentes was bekend met Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Hoeveel van ons waag nog ons lewe vir Jesus Christus? Ons het die voorbeelde in die Bybel. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. So die brief sê wie ons stuur. Die Heilige Gees en ons het besluit, dis die uitspraak van die vergadering, om geen verdere las op julle te lê as hierdie noodsaaklike dinge nie. Hy sê, julle hoef nie te stry oor die wet van Moses en of elkeen besny moet word nie. Daar's nie 'n groter las nie. Daar's net 4 punte wat julle in ag moet neem. En dit gaan eintlik oor, jy moet mense respekteer in jou vryheid. Eerstens, die eerste 3 wette gaan oor eetgewoontes en die 4de een gaan oor leefgewoontes. Dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie. So dryf jy tempelgodsdiens en heidense godsdiens.
Hou eerder by rein vleis. Moenie vleis wat vir afgode geoffer is, eet nie. Tweedens ook nie die bloed nie. Ons ken die verhaal van Noag, toe van die ark afklim, toe sê God met die verbond van die reënboog, jy kan die diere eet, maar moenie die bloed eet nie. Daar's lewe in die bloed, lewe is heilig, moenie bloed eet nie. Jy gaan beklei in die kerk as party mense begin bloed bedien. Ook geen dier wat verwrig is nie. Dis die kosher reël, dit gaan ook oor die bloed. As die dier reg geslag word, dan vloei die bloed uit. As jy hom verwrig, dan bly die bloed in die vleis. So vermy om bloed te eet. Lewe is heilig. En dan die 4de wet, of riglyn, wat hy hier sê, noodsaaklike dinge. Hy noem dit nie die wet nie, hy sê hierdie noodsaaklike dinge. Julle moet onsedelikheid vermy. Nou dit is 'n gegewe, want ons lewe goeie lewens binne wette, binne huwelikswette, maar dit kan na 2 goed verwys. Dit kan wees dat die heidense nasies nog hulle tradisies gehad het, waar hulle dalk met 'n niggie getrou het, of met mense wat die Joodse wet verbied. So volg asseblief die Joodse sedelike riglyne van met wie jy mag trou en hoe jy moet trou. Dit kan ook wees om die Grieke-Romeinse tempelgodsdienste wat onsedelikheid gehad het in sekere rituele om dit uit te haal. Bly by die Bybelse leer van die huwelik. Dis wat hulle hier sê, die 4de punt. Moenie nou heidense godsdienste, gedagtes en rituele inbring nie. En dan sluit hy af met sê, as julle hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete. So dis die eerste uitspraak van die kerkraadsvergadering. Vers 30. Die afgevaardiges het afskeid geneem en na Antiochië gegaan, hulle is noord. Daar het hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief oorhandig. So ons kan nou dink, hierdie 3 gemeentes wat nou gewonder het, moet ons nou die wette onderhou, of wat beteken dit om Christen te wees? Vers 31, die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap, om te sê dat die nuwe geloof in Christus, die Joodse Messias, gee vir jou vryheid. Hulle was bly om dit te hoor, en dit was bemoedigend. Hulle kan nou fokus om die koninkryk uit te bou, as net, hoe hou ek by al die wette? Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. En dis wat ons as leraars ook doen, al reis ons, al kuier ons by ander gemeentes, wil ons julle bemoedig en geestelik versterk. Ek hoop jy het vanoggend iets geleer van wat jou vryheid in Christus beteken. Dis nie net 'n gegewe in jou eie menslike reg nie. Christus het gesterf op die kruis, sodat jy nie die Joodse wet hoef te voldoen om gered te wees, om reg te wees voor God nie. Maar as gevolg van Christus wat gesterf het, bring hy vir jou die vryheid dat jy rein kan wees voor God. Hier het die disipel van Jesus gesê, dis juist deur geloof in Christus dat God jou hart rein maak. Hy ken jou hart en jy kan voor hom 'n vrye mens wees. Ek wil afsluit deur te sê dat Christus het vir ons baie goed gebring. Hy het vir ons vrede gebring, vreugde, hy het vir ons verlossing gebring, verantwoordelikheid, maar vanoggend fokus ons op die vryheid wat hy ons gebring het. Jy kan self besluit, saam met die Gees binne jou, wat doen jy vandag? Hoe doen jy dit? Wat sê jy? Jy hoef nie die heeltyd, elke besluit, elke daad, die wet van Moses aan te dink nie. Ek dink 'n groot tema van ons betekenis en ons bestaan is vrye wil. God het nie robotte gemaak wat hom aanbid sonder vrye wil nie. Dis juist deur ons vryheid te gebruik om vir God te aanbid, om vir God te kies. God wat jou lankal gekies het voor jy hom gekies het. Maar deur jou vrye wil om vir God te kies, dis wanneer jy vir God eer. Dis wanneer jy doen wat God van jou verwag word. Jou vryheid, jy kan enigiets doen, maar jy gebruik jou vryheid om vir God te kies, God te dien. Dis die betekenis van ons bestaan ook. Dat ons uit vrye wil vir God kan eer, vir hom kan dien, vir hom kan soek, vir hom kan leef, elke dag. Kom ons sluit die oë.
Here, ons dankie vir hierdie woorde wat 2000 jaar terug in 'n vergadering geskryf is, besluit is, mense wat verskille gehad het, ons leef ook met verskille. Mag U ons help dat daar waar ons verskil met mense, of hulle senior van ons is, 'n junior, 'n gelyke, mag ons, wanneer ons verskil, besluit dat ons met die vryheid sal optree wat U gebring het, dat ons nie sal beklei vir ons eie menslike agendas nie, maar dat ons vir Jesus sal eer, dat die liefde van God ons dryfkrag sal wees in ons denke, in ons woorde, in ons aksies, in ons dade. Here, ons dankie vanoggend vir 'n land, Suid-Afrika, wat al 30 jaar gesien word as 'n vrye land. Ons sal sê daar's dalk nou meer probleme, daar's swak bestuur en daar's meer onsekerhede vir ons, maar daar's ook so baie mooi wat die laaste 30 jaar gebeur het. Mag U Heilige Gees ons help om te sien wat U plan is met ons lewe, met ons gemeenskap, met ons land, en daar waar ons so klein verskil vir U koninkryk kan maak, mag ons in ons vryheid en in ons vrye wil iets moois vir U doen, Here. Ons weet U kan die wêreld vinnig regmaak, U kan engele stuur, in Jesus se verhaal ook. Ons het lyding, ons het swaar kry, ons het onsekerheid, maar mag ons weet dat ons sekerheid bly in U, ons Here. En mag ons lewe betekenis vind, deur in vrye wil vir U te dien, vir U te soek, vir U te aanhou kies, vir U te aanhou volg, en in verhouding met U te kan leef. Ons dankie daarvoor, Here, dat ons kinders van die lewende God is, dat die waarheid in die skrif vir ons geopenbaar is. Mag U op die gemeente seën in hierdie land. Die gemeentes mag hulle U woord verkondig en mag U seën ook oor hierdie land wees. En mag U ons vryheid aanhou beskerm. Ons dankie daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Ons het nou geleentheid vir kollekte. So die kollekte sal nou opgeneem word. En ons dank julle vir die bydrae wat julle maak tot die gemeente en tot die opbou van God se koninkryk, ook hier in die Tzaneen omgewing. Ek deel net die volgende nuus met julle. Daar is papiertjies van die bazaar, asseblief nooi julle vriende, dit gaan 'n mooi sukses wees, die 24-25ste Mei, dis volgende maand, raak betrokke. As jy wil inskryf vir die kompetisie, is julle welkom. Ons het soos 5 jaar terug ingeskryf vir die hondekompetisie met toertjies. So dis altyd 'n mooi geleentheid hier op die mooi gronde. En kom ondersteun, kom kry kos, kom kyk wat hier is en kom kuier saam met mense. Dis ook belangrik van 'n bazaar is dat die gemeenskap kan saam kuier. As julle wil betrokke raak by 'n Mosambiekse sending, julle kan vir my 'n boodskap stuur, ek sal vir julle aanstuur. Die kerke in die oostelike sinode, dis so 90 gemeentes, hulle dink saam oor hoe kan ons waarde toevoeg as sendingwerk in Mosambiek. So dit kom van die oostelike sinode, net om te verstaan, jy het 'n gemeente waarin jy betrokke is. Die gemeente is deel van 'n ring waarvan ons almal deel is, en die ring is deel van die oostelike sinode. Oostelike sinode is deel van die algemene sinode. So jy saam met so 1 miljoen Suid-Afrikaners deel van die NG Kerk. Maar ons oostelike sinode probeer dink, hoe werk ons met die projekte in Mosambiek? Ons gemeente Laagveld word 95 volgende Sondag, so ons is dankbaar vir die Here se genade en ons vier saam mekaar se mylpale. Ek het die waterpyp reggemaak, en net 'n voorbeeld van vrye wil. Laas Sondag na kerk toe lek die waterpyp, ek wil hom regmaak. Toe is my knie in die modder, my kerkbroek, en ek het die vrye wil. Enigiets wat met jou gebeur, gaan jy vloek, gaan jy negatief wees, of gaan jy dalk lag oor iets? So elke keer as jy moet vinnige besluit maak hoe jy gaan reageer, kies die regte manier om te reageer. Huisbesoek is belangrik, nie net vir jou nie, maar as jy weet iemand het huisbesoek nodig, sê dalk vir die dominee, gaan draai dalk by daai mense, hierdie mense het gebed nodig. Ons het maandag saam met julle 2 leraars, Chris en Adrian, gesit, en een van die leraars het gesê, hulle wil by die mense uitkom, maar hulle weet nie altyd alles nie. Wat vir hulle hartseer maak is, as hulle 2 weke later hoor,
ja, die dominee het my nie besoek nie, ek was in die hospitaal, maar hoe moes hy weet jy is in die hospitaal? So nomineer mense of nooi die dominee, dat hulle kan deel wees, want as ons preke maak, dan dink ons, wat wil jy hoor? Wat moet jy hoor? So moenie net Sondag kerk toe kom en dan begin wegbly om te sê die dominee praat nie met my nie. Van jou kant af, nooi die dominee vir huisbesoek, hospitaalbesoek, nomineer mense. Ons het die Wolkberg gemeente se verjaarsdag gelees. By ons gemeente het ons net vir Ike wat verjaar het die week en Kathy, ek sien jy's ook hier, sy het eergister verjaar, baie geluk ook aan jou. En as ons iemand gemis het van Moederkerk wat verjaar het, kom na die tyd, dan sal ek vir jou boks tematies geskenk gee. Julle kan ook vir julle saamvat om te onthou oor hoe die vryheid van Christus ons vry maak. Die week wat voorlê, ons is nou hier in die laaste 2 dae van April en dan volgende week 1 Mei is Werkersdag en dan moet ons julle weer Sondag by die kerke sien die 5de Mei. So die dominees waardeer kerkbywoning, die kerkraad waardeer kerkbywoning, dis vir ons lekker om saam met julle te wees, om ons roeping uit te leef en om saam met julle roeping ook uit te leef. As julle weet van mense wat sorg nodig het, goue jare in Duivelskloof, daar's plek daar, 'n baie mooi plek, kan vir julle die nommers ook aanstuur as julle weet van mense wat sorg nodig het. En ons is baie bly dat ons vanoggend 3 gemeentes kon saam wees. Ons is baie dankbaar daarvoor dat ons vryheid op Eenheid Sondag kan vier. So dis die nuus, kom ons kuier ook lekker na die tyd saam. Ons ken mekaar se gesigte van julle nie, so kom ons kuier saam. En ons sluit af met ons laaste lied 514, vers 1 en 2. Ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. En hierdie sekerheid gee ook vir ons vryheid. Kom ons staan en ons loof die Here met sang.